Goeiedag en baie welkom weer by jou spesiale bederf nommer 81. En ons tema vir hierdie spesiale bederf vandag is eintlik maar net mens. Ek dink ek het dit een oggend agtergekom toe my sogenaamde morning routine bestaan het uit 3 slukke koue koffie, 'n frons wat nie wil weggaan nie en 'n eksistensiële krisis in die stort. Ja, dis nogals 'n dramatiese manier om jou dag mee te begin. Maar dis seker wat gebeur as jy te veel verwag van 'n liggaam wat net probeer oorleef op instant koffie en halfgebakte drome. Dis snaaks hoe die wêreld vir jou sê, jy moet jou beste self wees, maar nooit vir jou verduidelik waar mens daai weergawe aflaai nie. Daar's nie 'n download update now knoppie vir mens wees nie. Ek soek hom nog, as ek hom kry stuur ek vir jou die link. Ons leef immers in die era van optimal functioning. Jy moet jou emosies reguleer, jou drome manifesteer, jou innerlike kind validate en jou trauma in 3 reëls verwerk, sodat dit mooi lyk op 'n pastel agtergrond met sagte musiek. Deesdae moet elke mens mos soos 'n handelsmerk lyk. Jou hartseer moet 'n estetika hê, jou moegheid moet 'n betekenis hê en jou vreugde moet goeie beligting hê. En eerlikwaar, dis exhausting om net mens en relevant te wees. Ek het verlang gedink ek is besig om te groei, maar toe besef ek was net besig om te update na 'n nuwe weergawe van myself elke maand. Self 2.1, self 3.0, self 3.4 beta, maar steeds met dieselfde bugs, steeds dieselfde angs, dieselfde moegheid, dieselfde vrae. Party dae voel ek soos 'n foon wat sê, low battery, maar ek ignoreer dit, want daar is mos nog 'n taak of 2 wat ek moet afhandel, voor ek weer mag asemhaal. En toe tref dit my. Ek is nie bedoel om 'n supermens te wees nie. Ek is net 'n mens, 'n stukkie vlees, bloed, asem en foutiewe logika, met 'n hart wat soms crash sonder waarskuwing. Ek is nie 'n healing journey nie. Ek is net iemand wat probeer om nie te huil by checkers oor die koffieprys nie. Wanneer jy eendag besef, jy is net 'n mens, begin jy ophou perform. Jy raak sagter teenoor ander, want jy sien skielik hoe almal om jou ook net probeer kop bo water hou. En jy raak effens minder streng op jouself, want jy besef, jy het nog nooit handleiding gehad vir die lewe nie. Jy improviseer van dag 1 af, en elke dag eversins. Jy begin minder omgee of mense dink jy is on top of things. Want die view van onderaf is soms mooier. Van hieronder sien jy die dinge wat mense op die topvlak gereeld mis. Mense se broosheid, hulle pogings, hulle stikkende glimlagte, so tussen die hartseer deur. Jy leer dat oorleef ook 'n prestasie is. En dat jy nie elke oomblik van jou bestaan hoef te optimaliseer nie. Party dae is net, ek het opgestaan en ek het nog hartklop, 'n reuse oorwinning. En miskien, net miskien, lê daar iets heiligs daarin, om eenvoudig aan te hou, sonder hashtags, sonder affirmations, sonder filters. Sonder om 'n version update van jouself te probeer wees vir die wêreld. Net adem, asemhaal, opstaan, jou bed opmaak, al is dit skeef, jou hare kam, al staan dit regop soos 'n heilige vlam. Om jou dag aan te pak, sonder om te probeer om perfek te lyk terwyl jy dit doen. Miskien is dit heilig om vrede te maak met die glitch in jou stelsel. Om te sê, dit is fyn, ek is nie geprogrammeer vir perfeksie nie.
Ek doen my beste op 'n battery wat al jare lank nie meer 100% kan haal nie. Want as jy mooi kyk, en ek bedoel regtig mooi kyk, doen niemand regtig so great soos hulle lyk nie. Almal is moeg en net mooi aangetrek. Almal is net besig om hulself bymekaar te hou met koffie, Spotify playlists en halwe hoop. Almal het 'n broken link eers. Ons is almal net survivors met goeie maniere. En dis eintlik bevrydend, want dalk net, heel moontlik, is die grootste vryheid in hierdie lewe, nie om jouself te verbeter nie, maar om uiteindelik op te hou om te dink en voor te gee dat jy ooit sleg was. Jy is nie 'n projek nie. Jy is nie 'n upgrade nie. Jy's nie 'n foutiewe weergawe van iets beter nie. Jy is net jy, een stuk amazing mens. En in 'n wêreld wat van robots verwag om menslik te voel en van mense om soos robots te funksioneer, is eerlikheid en realness die nuwe revolusie. Baie dankie aan die onbekende skrywer vir die pragtige deel van sy hart met ons. Mag die Here jou ook ryklik seën. Een van die grootste wonders van die lewe begin die dag as ek en jy na ons eie velle tuis kom en dan saam begin sing. Wees jy net jy, soos die Here jou gemaak het. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete soos altyd, Charles Botha.